Môre, dis donderdag die 29ste Januarie en ek hoop jy's op 'n plek waar jy vandag net 'n bietjie kan asemhaal. Dalk sit jy met 'n koppie koffie in die hand. Of dalk voel jy sommer net so bietjie die mekaar en jy dink, Here, ek weet nie mooi wat om van alles te maak nie. En as jy so voel, dan is vandag se stukkie skrif reg vir jou. Nie omdat dit lank is nie, maar omdat dit vas is. Ons lees vandag 'n kort stukkie uit Genesis 25 vanaf vers 24 tot 26. Dis min woorde, maar is so diep. Want dit wys vir jou, God werk lankal voor ons iets raak sien. Nou kom ons loop dit stadig, amper soos mens met jou vinger oor die woorde gaan. In vers 24 staan nog geskrywe: En toe haar dae vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. Nou ja, dis nie net 'n feit oor 'n geboorte nie. Dis 'n sin wat sê, God se tyd kom. En dis belangrik, want partykeer voel dit vir ons God is stil, maar die teks sê vir ons, die dae word vervul. Hulle het gewag vir jare en toe kom die Here se oomblik. En net daar wil ek jou herinner, wagtyd beteken nie God is weg nie. Dit beteken net, hy is besig op 'n dieper plek as wat jy kan sien. En dan vers 25, en die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. Dit is so eenvoudig geskryf. Nie 'n groot toespraak nie, net detail. Maar daai detail help jou onthou. God werk nie net in groot kerk oomblikke nie. Hy werk in gewone lewens, op gewone grond. En miskien is dit presies wat jy vandag nodig het, om weer te sien, God is nie net in die groot dramatiese goed nie. Hy is ook in die klein, in die huis, in die gewone dag. En nou kom vers 26. Dis die een wat vandag se prentjie dra. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Daai beeld bly by 'n mens. 'n hand, 'n hakskeen. En dis nie verniet dat die Here dit vir ons wys nie. Dis soos 'n klein foto wat die Here vir ons gee. Soms wys God vir jou iets vroeg, nie om jou nuuskierig te maak nie, maar om vir jou te sê, kyk mooi, ek is besig. En nou, voordat ons wegdraf van die punt af, bly net 'n oomblik by die woord self. En hier wil ek jou by een Hebreëse woord laat stil staan. Die woord is akef. Dit beteken hakskeen. Daai plek wat jy vashou as jy agter iemand aan is. En dis waar dit vandag begin praat met ons harte. Want ons harte doen ook akef. Ons hou vas aan die beheer, aan ons reg, aan ek moet nou regkom, aan ek moet net eers hierdie ding uitsort. En jy hoor dit in jou eie kop, né? Daardie innerlike stem wat sê, hou net vas, moenie los nie. Maar die Here roep jou vandag om anders vas te hou. Nie aan 'n hakskeen nie, aan hom. En miskien voel jy vandag soos iemand wat net agterraak. Jy probeer byhou, jy probeer vashou. Jy probeer keer dat dinge uitmekaar val. En in hierdie klein prentjie sê die Here vir jou, ek sien jou. Ek is nie laat nie. Ek is besig. En dis nie net 'n mooi gedagte nie. Dis 'n God waarheid. Hy werk lank voor jy dit kan uitpleis. Hy is besig al voel jy agter. En nou, dit vat ons reguit na Jesus toe. Want as ons eerlik is, ons almal ken daai drang om 'n kort pad te vat, om self te trek en te stoot en te druk, om te gryp omdat ons bang is. Maar Jesus het anders gekies. Hy het nie gegryp nie, hy het gegee. Hy het gekom om te dien. Hy het gesterf aan die kruis om ons sondes te dra. En hy het opgestaan, sodat jy nie net beter kan raak nie, maar nuut kan word. En hier is die kern. Jy hoef nie jou lewe bymekaar te gryp om gered te word nie. Jy kom leeg. Jy kom eerlik. Jy kom na hom toe. Nou as jy Jesus nog nie ken vandag nie, hoor die uitnodiging in daai klein prentjie. Jy hoef nie meer agter alles aan te hardloop en te klou in die wêreld nie.
Los jou hakskeen lewe, waar jy net probeer byhou en oorleef, en vat Jesus se hand. Want as jy hom ken, rus jy vandag met oop hande by hom. Moenie weer aan mense of planne en vrese se hakskene vashou nie. Wanneer jy jou hart wil gryp, onthou, God is klaar besig met jou storie. Hy hou jou vas, selfs nou in hierdie oomblik, selfs as jy nie alles verstaan nie. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U werk, al voel ons lewe soms klein en te mekaar. Here, dankie dat U nie los wat U begin het nie. Help ons om nie te gryp na kortpaaie en beheer nie, maar om U te vertrou met ons pad. Here Jesus, dankie vir die kruis en die opstanding. U vergewe, U maak skoon, U maak nuut. Heilige Gees, maak ons harte sag en stil vandag, sodat ons U hand kan vat en nie self kan bly klou nie. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En vat hierdie prentjie saam met jou in die dag in. As jy voel jy probeer om alles te klou, los die hakskeen en vat die Here se hand. Hy is getrou, hy dra jou. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.